As 'n mens hier lees en mens sien hoe hierdie dinge plaasgevind het, dan kom die vraag by mens op, hoekom? Want Paulus en Silas en Timotheus is ywerig besig met koninkrykswerk. Dit gaan eintlik, kan ons vir mekaar sê, sommer klop dusselboom in die werk wat hulle doen. Maar dan verskyn daar 'n slaggat in die pad en hulle kan nie daar verbykom nie. Die Heilige Gees van alle persone verhinder hulle om die evangelie in die provinsie Asië te gaan verkondig. Hulle verander toe maar hulle reisplan en hulle mik na Bitinië toe. Daar het baie Jode gewoon, maar weer kom hulle voor 'n toedeur te staan. Die Heilige Gees staan weer in hulle pad. En dan wonder 'n mens, hoe gebeur dit? Hierdie mense is besig met koninkrykswerk, maar die deure gaan toe. Paar vrae het in my gemoed ontstaan en wil ek graag hê moet ons vanoggend 'n bietjie oor dink. Eerstens, hoe het die Heilige Gees dit gedoen? Dan die tweede vraag, waarom het die Heilige Gees dit gedoen? Dan gaan ons bietjie kyk daar hoe Paulus en die mense dit beleef het. En laastens, wat wil die Heilige Gees vir u en vir my daaruit kom leer? Die antwoord op hierdie vraag van hoe het die Heilige Gees dit gedoen, weet ons nie, want dit staan nie hier opgeteken nie. Ons kan egter seker wees dat hulle nie sommer by die eerste teëspoed of teleurstelling besluit het om liewer om te draai nie. Daarvoor was Paulus te onverskrokke. 'n Mens sal versigtig moet wees om nie te gou te besluit die deur is toe nie. Ons moet kan onderskei tussen die Heilige Gees wat die deur toemaak en die Satan wat ons as teenstander op ons pad beleef. Soms moet jy volhard, ondanks die struikelblokke en die moontlike slaggate. Ander tye weer moet jy nie te lank jou tyd en jou krag mors deur toedeure te probeer oop forceer nie. Disippels van die Here het dus wat Paulus noem 'n fyn aanvoeling nodig. Ons lees dit in Filippense 1 vers 9. Byna kan ons vir mekaar sê 'n soort van 'n 6de sintuig. Dit klink asof Paulus hulle so iets gehad het om te kan die onderskeid tref tussen wanneer om tyd en moeite te doen en wanneer nie. En dan kom die vraag na vore, waar kom 'n mens aan daardie fyn onderskeidingsvermoë? En kyk ons weer na wat daar in Filippense 1 vers 9 staan, is dit duidelik dat dit met gebed en liefde te doen het. Dat dit iets is wat toeneem en jou help om jou prioriteite beter te kan bepaal. Ek haal die 2020 vertaling van Filippense 1 vers 9 aan. Hy sê, ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. So hy bid dat ons hierdie fyn aanvoeling en begrip sal hê as dit kom by daardie dinge wat regtig 'n verskil maak. En wat is daardie dinge? Ons lees die liefde. Die liefde vir God bo alles en vir ons naaste soos onsself. Dit is die kompas. Vir die kinders, dit is die GPS wat ons sal aandui op watter pad moet ons gaan. Die Heilige Gees sal ons altyd lei om dienooreenkomstig die gebod van liefde te handel. Enige ander leiding wat in stryd is daarmee, kan jy weet, kom van die bose. Daarom kan ons onsself afvra, is dit wat ek in gedagte het om te doen in ooreenstemming met die liefdesgebod van God? En omdat Jesus die verpersoonliking van die liefde is, kan jy ook vra, soos daardie bandjie wat die kinders baie dra, wat sou Jesus doen? Wat sou Jesus doen as hy op daardie oomblik in jou plek sou staan? En dan weet jy
hoe om te reageer. Die tweede ding wat van gepraat word, is kommunikasie. Die antwoord op hierdie vraag is ook nie heeltemal so eenvoudig nie, maar dit bring ons by gebed en die Bybel as woord van God. Ons kan aanvaar dat Paulus hulle 'n baie nou verhouding met die Here gehad het. Ons kan dit ook hê. Die vereiste is eerstens een wat ons in Romeine 12 so duidelik hoor as daar staan, dat ons onsself as lewende en heilige offers aan God sal gee. Dat ons hom sal toelaat om ons denke te vernuwe. Dan sal ons kan onderskei wat die wil van God is. My liewe broer en suster, my liewe jongmenskind, is ek en jy al daar? Is ons al daar dat ons lewe as heilige offer aan God gee? Is ons daar dat hy ons denke vernuwe? Of steur ons aan al hierdie skinderpraatjies wat in die wêreld aan die gang is? Is ons daar dat ons kan onderskei wat die wil van God in ons lewens is? Jy kan jouself dit maklik toets deur te vra, is dit wat ek wil of is dit wat God wil? Om God se wil te ken en vir ons verhouding met hom te laat groei, is gereelde kommunikasie met God nodig. Nou, hoe kommunikeer ek en jy met God? Deur die Bybel en deur gebed. Dan vind ons in die milieu van die almagtige God. En so kom ons en bly ons soos 'n radio ingestel op die regte golflengte. Ons hardloop nie net na hom wanneer ons raad nodig het nie, maar ons leef daagliks in 'n verhouding met hom. Nou kan jy sê, ja, maar wat van die omstandighede? Het dit nie ook 'n sê in ons besluite nie? Gebruik die Gees dit nie ook om ons te lei nie? Ja, my liewe broer en suster, ons sal dit verseker in ag moet neem, solank dit alleen nie die sê het nie. Die omstandighede alleen mag jou nie beïnvloed nie. Dit mag nie die laaste woord spreek nie. God het die laaste woord en by hom, moet u onthou, is niks onmoontlik nie, want hy is die Almagtige. As Moses en die Israeliete na hulle omstandighede in Egipte kyk, sou hulle nooit in die beloofde land gekom het nie. As hulle bly vaskyk het in die see wat hulle moes deurgaan, sou hulle nooit daar uitgekom het nie. Glo dat alles vir God moontlik is. En ander gelowiges, die raad en die insigte van ander geestelike volwasse Christene kan natuurlik ook help. Met ander woorde, omring jou met hulle wat voel soos wat jy graag wil voel. Omring jou met hulle vir waar God reeds die middelpunt van hulle lewens is. Dit was net Paulus wat die gesig van die man in Macedonië gehad het. Maar ons lees dat Lukas skryf, ons het tot oortuiging gekom dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle te gaan verkondig. Jy sien, net Paulus het die gesig gesien, maar toe hy dit deel, het ons geglo dat die Here ons gestuur het. Dit is goed om saam met ander te luister en te bid, en dit nie in isolasie te doen nie. Ons is immers 'n gemeenskap van gelowiges. Ons gaan miskien nie die gesig sien of die stem hoor nie, maar die Heilige Gees lei ons baie keer deur 'n oortuiging by ons te laat groei, deur ons al groter sekerheid te gee, al meer vrede en aanvaarding te gee, dat ons besig is om die regte ding te doen. Vertrou hom net met dit. Nou die tweede hoofafdeling wat ons by wil stilstaan vanoggend is, waarom het hy hulle verhinder? En ek het hierdie hy met 'n hoofletter geskryf hier by my. Hierdie vraag word ook nie direk beantwoord nie. Die mense van Asië en Bithynië was dalk nog nie gered nie. Die nood in Noord-Griekeland was dalk groter. Die groot ontdekkingsreisiger, jy ken almal vir David Livingstone. Hy was vasbeslote om na China te gaan, om daar sendingwerk te gaan doen. Maar jy sal onthou dat hy deur Afrika getrek het op die ou einde.
Sy planne het alles skeef geloop, sodat hy in Afrika beland is, waar die Here hom op 'n wonderlike manier as staatsman en as sendeling kon gebruik. Jy sien, ons planne is nie noodwendig God se planne nie. Ons wil is nie God se wil nie. Partykeer drome mens die mooiste drome en daar kom net mooi niks van nie. Dan wonder jy hoekom die Here jou nie gehelp het om daardie drome 'n werklikheid te maak nie. En later van tyd, dan vind jy uit dat die Here 'n beter plan gehad het. Dat hy 'n beter doel gehad het. En gelukkig weet u en ek as gelowiges mos, God weet wat hy doen. God weet wat die beste is. Paulus se teleurstelling word God se bestelling. Sodoende is die evangelie vir die eerste keer in Europa ingeneem, waar ons voorouers dit ook gehoor het. Die derde ding, wat was die reaksie? Wat het gebeur? Toe deur ervarings, my liewe broer en suster, kan mos teleurstellend wees. Dit kan mense totaal ontmoedig en frustreer. Dit kan hulle laat twyfel of hulle dan nie goed genoeg is nie, of selfs of God betroubaar is. Ons wil so graag goeie dinge doen, maar die Here laat ons skynbaar dit nie toe nie. Maar weet jy, as ek kyk na Paulus as voorbeeld, dan sien ek niks hiervan by Paulus hulle nie. Hulle gooi nie hulle speelgoed uit die kot, omdat hulle nie hulle sin kry nie. Hulle gooi ook nie tou op nie. Nee, hulle moedig mekaar aan om voort te gaan in die geloof, dat daar iewers 'n beter deur vir hulle oopgemaak sal word. En dit het toe ook gebeur. Deur 'n gesig wat Paulus in die nag gehad het, is daar 'n deur oopgemaak. Die Heilige Gees het hulle gelei met 'n droom, met 'n visioen. Om daaraan gehoor te gee, sou hulle die see moes oorsteek daar na Griekeland toe. Hulle sou die eerste maal voet aan wal moes gaan sit in 'n vreemde kontinent genaamd Europa. Dit was nie 'n maklike opdrag nie. Dit sou baie geloof en moeite en opoffering vra. Maar wat ons baie duidelik moet raak sien, hulle is dadelik gehoorsaam. Al was die deel van die wêreld nie deel van hulle aanvanklike reisplan nie, van hulle oorspronklike visie nie, al was dit vir hulle 'n vreemde land en 'n vreemde terrein. Dan ken ons mos die lied, waar hy lei, daar sal ek meegaan, gaan ek met hom tot die eind. Hulle was voorbeelde van lewende offers vir God en vir sy saak. Nou sal jy vra, ja, maar ons gaan nie almal oorsee nie, ons kan nie almal dit bekostig nie. Maar wat doen jy daar waar jy jouself bevind? Die boer op die plaas, die besigheidsman in sy besigheidswinkel, die verteenwoordiger tussen die boere, sien die mense God in jou lewe. Die dominee in die gemeente, die orrelis voor die orgel, sien die mense dat die werk wat gedoen word, met oorgawe gedoen word tot eer van God, nie tot eer van mense nie. En dan sien ons, as Paulus hulle in Macedonië aangekom het, sou hulle in Filippi een vrou vind, vir wie die Here voorberei het om Paulus se boodskap aan te neem. En dan sou hulle in die gevangenis beland. Nou broer en suster, as u en ek die spreekwoord wat hulle so graag in Suidwes gebruik, môre se koerant vandag kon gelees het, sou ons steeds gelewe het soos ons gelewe het? Nee, dan sou ons aangepas het. Sou hierdie mense gegaan het na Europa as hulle geweet het, een vrou gaan die boodskap hoor en dan gaan hulle in die tronk beland? Nee, hulle sou nie. Maar God weet beter. Die God wat aanvanklik vir hulle die deure oopgemaak het en Lydia se hart oopgemaak het ook die tronk se deure deur 'n wonderwerk laat oopgaan en die tronkbewaarder se hart oopgemaak. U sien, selfs in die tronk was hierdie mense lewende offers vir God en sy saak. Paulus het in daardie stad 'n gemeente gestig en een van sy briewe wat hy later in die gevangenskap in Rome geskryf het, is dan juis aan die mense gerig in Filippi, die boek Filippense.
Dit blyk dus dat hulle die leiding van die Heilige Gees reg vertolk het en dat hulle gehoorsaam geseënd was in die koninkryk. Liewe broer en suster, dit gebeur selde dat die Heilige Gees ons in die tyd waarin ons leef nog probeer lei deur 'n droom of 'n gesig. Maar ons kan verwag dat wanneer ons ernstig soek, hy aan ons hierdie groeiende oortuiging sal gee van watter aard ook al, dat ons daardie spesifieke rigting moet volg. Ja, en soms vra dit geduld, want dit neem soms tyd om daar te kry. Tydsverloop is nodig, sodat ons verhouding met hom kan verstewig. Tydsverloop is nodig, sodat ons geloof sterker kan word. Tydsverloop is nodig om motiewe gesuiwer te kan kry, dat ons weet, dit wat ons wil doen, is die wil van God. Om ons prioriteite te orden, om dalk 'n bietjie dieper na te dink en ons denkwyse te vernuwe. Iemand het gesê, 'n tyd van onsekerheid bring verdieping as dit reg hanteer word. As u en ek in 'n tyd van onsekerheid is, gaan soek ons vrede, ons rus by God, of probeer ons menslike planne maak? Dis my gebed dat dit ook hier by ons sal wees dat ons, wanneer ons in onseker tye is, die oë sal ophef na hom vir wie dit alles moontlik is. Nou wat leer u en ek? Dis nou goed om al hierdie dinge te hoor, om te hoor wat die woord van God sê, maar wat leer u en ek daarby? Ons leer dat dit nou tyd is vir geloofsonderskeiding. 'n Proses van geloofsonderskeiding is baie belangrik om te kan bepaal watter deure is toe en watter deure is oop. Ons vra so baie vir mekaar, het die huidige bedieningsmodel byvoorbeeld nie voor 'n toedeur te staan gekom nie? So baie mense sê, maar daar is vars nuwe uitdrukkings. In die Engels praat hulle van fresh expressions. En is dit nie dalk in die kerk nodig nie? Is ons nie besig om te stagneer nie? Is ons nie besig om vas te klou aan goed wat nie meer belangrik is nie? Dalk is u tevrede met soos wat dit is. Maar dan wil ek vra vanoggend, hoekom sit hier net 40% van ons kerk se lidmate? As ons tevrede is met soos dit is. Het dit nie tyd geword dat geloofsonderskeiding moet plaasvind en dat ons moet gaan soek na die wil van God, ook in ons gemeente nie? Gelukkig kan ons dan staat maak op die leiding van die Heilige Gees. In watter rigting die Heilige Gees ons sal lei, gaan ons nie vandag vir mekaar kan antwoord nie. Waar is die mense wat roep om hulp? En wie is hulle vandag? Weet ons, wie is die mense in ons gemeente wat swaar kry, wat hulpbehoevend is, wat ons moet bystaan? Nee, ons weet nie. Is ons bereid om uit ons gemaksone uit te beweeg en oor die grense te gaan om by hulle uit te kom? Al is dit 'n moeilike pad. Of laat ek maar liewer God water oor God se akker loop? Sal ons toelaat dat God ons denke kom vernuwe? Is ons daarvoor oop en leerbaar? Het ons hom en ons naaste lief genoeg om daardie tree te gee? Is ons bereid om onsself en ons eie belang te kruisig en Jesus Christus te volg? Wat nou en vorentoe baie nodig is introspeksie, selfondersoek. Ons moet gaan kyk waartoe ek en u elkeen opgeroep word. Wat is die dinge wat God van ons verwag? En dan begin dit baie eenvoudig in die Bybel, daaglikse persoonlike toewyding, stilte tyd.
Wie van ons word nog elke dag stil voor God? Die tweede ding, getroue omgang met die woord, met God, deur woord en gebed. Het sy individueel of gesamentlik, soos dit vanoggend hier doen, maar doen ons nog moeite om omgang met God en sy woord te hê? Of gryp ons sommer vinnig 'n dagstukkie boek, want dan hoef ek nie al die moeite te doen. Deeglike kennisname van die konteks waarin ons lewe. Die Here sê in die laaste dae sal daar moeilike tye kom. Geliefdes, die laaste dae kan nog 1000 jaar wees. Nie een van ons sal dit weet. Want die Bybel sê 1000 jaar in die oog van die mens kan wees soos 'n dag in die oog van die Here. Maar is ek en jy gereed? Is ons op daardie punt dat as die Here vanoggend in hierdie kerkgebou instap en ons kom haal? Is ek gereed? Is daar openheid en leerbaarheid by elkeen van ons? Hoekom sukkel ons om kerkraadslede te kry? Is ons nie meer bereid om vir God te werk nie? Is ons nie meer... Maak dit nie meer saak nie. Eensgesindheid om ons besluite te kan neem. Eensgesind om een ding te bedink, naamlik die eer, die wil en die koninkryk van God. Is ons daar? Of loop ons liewer en kwaad steek en kinderstories versprei en die kerke reg oor die wêreld se banke word al leer, want ons begin stry oor die woord van God, en is dit die woord van God of is dit die woord van mense oor God? Of is die vertaling korrek? Of, ja, ek kan aangaan tot 'n lengte van dae. Geliefdes, vir eeue word hierdie beskou as die onfeilbare woord van God. Hoekom in vandag se lewe bevraagteken ons alles? Eenvoudig, omdat die mens 'n godheid in homself wil wees. En ons vergeet van die almagtige God wat in beheer is van elkeen van ons se lewens. Dis my gebed, dat elkeen van u werklik sal gaan nadink, en as u hierdie lysie van my wil hê, wat ek maar sommer in my onkunde opgestel het, oor wat die Here wil, om u te help en u te stimuleer, kontak my, ek stuur dit met liefde. Daar's nie kopiereg op die woord van God nie. Ons verkondig dit, tydig en ontydig. Die woord sê, bestraf, vermaan, bemoedig, doen die werk van 'n evangelis. Wie van ons doen nog die werk van die evangelis? Of loop ek eerder in beklei en kwaad soek en steek en ek wil amper sê moan en groan oor alles wat in die lewe aangaan? Kyk ons nie meer op na God en sien ons nie meer die lig van die lewe raak nie? Mag die Here ons denke kom vernuwe, ons harte kom vernuwe. Ons weer brandende vure maak, nie eers net vlammetjies nie, brandende vure tot sy eer en vir sy koninkryk. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, as ons vanoggend stil word, dan moet ons koppe in skaamte laat sak, Here, want ons soek so maklik ons eie wil en nie die wil van God in ons lewens nie. Ons laat ons so maklik ontmoedig deur 'n toedeur. En eintlik toets U ons deursettingsvermoë en ons volharding. En ons besef dit nie meer nie, want ons kennis van God en sy woord is verskraal tot 'n afgewaterde paar minute op 'n dag, as ek dalk tyd het. Here, help ons, verander ons, lei ons, bring ons weer na waters waar rus is, waar U alles en in almal is. Dankie dat ek vanoggend kan bid vir ons gemeente, vir groot en klein, vir oud en jong. Ons dink aan hulle wat oulik is met die wintersiektes wat weer begin kom, en ons bid dat U 'n hand van seën en beskerming oor hulle uitgestrek sal hou. Dankie Here dat ek vanoggend kan bid vir elkeen wat vanoggend die moeite gedoen het om op te kom na U woning. Al is ons net 40%, Here, dankie dat daar steeds 'n wil is om te kom soek na leiding uit U woord. Wil bid, Here, dat U elkeen van ons opnuut sal gebruik as instrument in U hand
dat ons sal gaan soek na waar ons vriend of ons vriendin is, dat ons hulle sal saambring om te kom voed uit die bron van die ewige lewe. Gaan met ons in die week wat voorlê, behoed en bewaar ons waar ons ook Pinkster het. Here, gee dat ons opnuut sal besef, die Gees van God kom oor ons in hierdie tyd. Help ons om ook ons Pinkster tema vir die week, stap die pad saam met God, deel te maak van ons lewens, tot U eer, tot U verheerliking, maar ook tot elkeen van ons se saligheid. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, ons saligmaker. Amen.